Paul? Goeiemôre almal. Ons lighuisfamilie, ons vriende en almal op Facebook wat sommer hierdie video gaan kyk. Ek net en ons kinders wil net vir elkeen van die sê geseënde Kersfees. Mag dit vir julle 'n besonderse Kersfees wees. Mag jy julle memories bou en tyd saam spandeer saam met vriende en familie en sulke herinneringe opbou. Ek het nou nog herinneringe van ons as kinders van oor hoe ons Kersfees gevier het. Dit was 'n baie spesiale tyd in ons lewe. Elke Kersfees is baie uitgesien en interessant, ons het nie altyd ons het uitgesien vir die geskenke, maar die meeste wat ons uitgesien het was die joligheid, die gekuier, die gelag en die geskerts en sommer net omdat ons geweet het dit gaan oor Jesus Christus wat vir ons as 'n seun gebore is. Vergun my om vanmôre met die skrifgedeelte te deel wat die Here op my hart gelê het. Isaiah the 9 verse 6, and I read from the Message Bible. I say, for a child has been born for us, the gift of his son for us. He will take over the running of the world. His name will be Amazing Counselor, Strong God, Eternal Father, Prince of Wholeness. There are so many things we can say today about this day, about Christmas. We can talk about the incarnation of Jesus and everything else. But today, I want to bring you a simple message that God has spoken into my heart, and it's the second passage, in our passage, the second part of it. The first part say, for a child has been born for us, and then he say, the gift of his son for us. Hier is 'n tyd wat ons vir mekaar geskenke gee. Dis 'n tyd wat ons saam kuier en baie kindertjies weet nie eens altyd waaroor kom kry hulle geskenke nie, maar die grootste geskenk van alle geskenke is Jesus Christus, wat vir ons gekom het as 'n seun, as 'n baba gebore is in 'n stal in Bethlehem en vir ons die geskenk gebring het. En ek weet daar's baie al gepraat oor Jesus as die geskenk, maar daar's twee besonderse aspekte wat die Here op my hart kom lê het, wat ek vanmôre by u wil tuisbring. Baie van ons het al geskenke gekry, het sy dit nou Kersfees of op 'n verjaarsdag of wat ook al is, wat ons nie regtig wou gehad het nie. Dis nie iets wat ons regtig, ons wou eintlik iets anders gehad het. Miskien iets dierder, miskien iets meer spoggerig. Ek het in my lewe al geskenke gekry en dan dink ek by myself, wat gaan ek hiermee maak? Ek dink baie van julle het dalk in die lewe gehad as ons eerlik met mekaar wil wees. Maar uit ordentlikheid uit dan vat 'n mens maar die geskenk en jy sê baie dankie, dit gaan vir my baie lekker wees, want jy wil nie mense in die gesig vat nie. Jesus is die grootste geskenk, maar die groot geheim om hierdie geskenk is, ons moet dit aanvaar. Jy sien aan die einde van die dag, ek kan vir iemand sê, ek wil nie jou geskenk hê nie. As daar party mense met by motiewe en dan sê mense eerder, ek wil nie hierdie geskenk hê nie. Maar wanneer iemand kom met 'n mooi hart en hulle bring vir jou geskenk, maak nie saak wat die geskenk is nie, dan sê jy baie dankie en jy aanvaar die geskenk. The angel came to Mary and tells her of the plan of God to give her the biggest gift of all gifts. Maybe a gift that didn't fit into a plan for her life, maybe a gift that didn't fit into a lifestyle that most people will approve of with a relationship with Joseph. She could have said, the timing is not right for this gift because people will laugh at me, people will gossip about me. A gift that would take a lot of work and a lot of effort, even maybe sleepless nights with a baby. Maybe she thought, I'm not ready or equipped enough to handle this gift. Sy het geweet, mense gaan hulle rug op haar draai, as sy hierdie geskenk aanvaar. Sy het geweet dat as sy hierdie geskenk wat die engel
vir haar gee en vir haar kom vertel van wat God vir haar wil gee, hierdie kosbare geskenk, gaan mense hulle rug op haar draai van haar wegstap. Maar tog nog steeds aanvaar sy hierdie geskenk. Selfs Josef, sê die Bybel, het daaraan gedink om van haar te skei. In die geheim, sê die Bybel, omdat hy gehoor het sy gaan swanger wees met 'n kind. But still, Mary said, Lord, I will accept your gift. Listen to the Bible, it's the Passion Translation, say, then Mary responded saying, yes, I will be a mother for the Lord. As his servant, I accept whatever he has for me. I accept this gift, is actually what she said. Die eerste ding wat ons vandag moet uitroep is, ja Here, ek aanvaar die geskenk Jesus Christus in my lewe. En alles wat daarmee saam gepaard mee gaan. I accept whatever he has for me. What does he have for me? Is the question that we can ask today. What Jesus has for you when we accept this gift of Jesus Christ, we receive grace upon grace upon grace. Yes, we will make our faults and our failures. We will fall. But we will stand up again and we will carry on because there's grace upon grace. Grace that's just rolling on, just grace that's just getting bigger for us every day. Not just that, there will be grace that will give us forgiveness, that will wash away our sins. That's what the gift does. Maybe it's not a gift that everyone will sparkle about, but it's a gift that will change our lives. I want to ask you today, maybe it's time for you today to say, Lord, I will accept on this Christmas day, I will accept this gift of the Heavenly Father, the gift of His Son. Dalk pas Jesus nie in jou lewenstyl in nie. Dalk pas hy nie in jou skedule in nie. Dalk is dit hierdie woord, dalk nie eens wat jy vanmôre wou gehoor het nie, jy wou dalk maar net so 'n bietjie in die oor gestreel gewees het, maar vanmôre het ek vir jou boodskap van die Here. Dis tyd dat die kerk weer sal sê, Lord, we accept your gift. Whatever you have for me. Whatever it involves, I will take it. God staan vanmôre op die Kersoggend voor jou, met die geskenk van Jesus Christus, sy seun in ons hand, waar ons hierdie Kersfees vier, vra God vanmôre vir jou, sal jy Jesus aanvaar weer in jou lewe? Dit gaan nie vanmôre oor wat mense sê nie, dit gaan nie vanmôre oor opinies van Maria, en dit het nie gegaan oor opinies van mense nie. Dit het nie gegaan oor mense wat haar en haar kind wou doodmaak nie, dit het nie gegaan oor mense wat hulle rug op hulle gaan draai nie, alleen lewe nie, 'n eensame pad dalk stap nie. Sy het tog net gesê, I will accept this gift. God wil vandag vir jou die vrede vir ons gee. Hy wil vandag vir jou die enigste blywende blydskap gee, die enigste blywende vreugde en vrede wil hy vandag vanmôre vir jou gee. Jy moet vanmôre, soos Maria kan uitroep en kan sê, Here, ek aanvaar hierdie geskenk. Grace upon grace, mercy upon mercy. Isaiah 61 verse 3, Isaiah comes and speaks what we receive when we receive this gift. As He has sent me, Jesus, to provide for all those who grieve, to give them crowns instead of ashes, the oil of joy instead of tears and of grief, and clothes of praises instead of a spirit of wickedness. Die tweede punt wat ek vanmôre aan u wil tuisbring en wat ek sommer net aan u wil oordra vanmôre.
vind ek opgeteken in Lukas die 2de hoofstuk die 7de vers. Die Bybel sê sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hom geen plek in die herberg was nie. Dalk het jy in jou lewe al die geskenk aanvaar. Maar iewerster in hierdie redreis van die gejaagde lewe is daar nie altyd daar plek vir Jesus nie. In hierdie redreis wat jy hardloop, is daar dalk vanmôre dalk net mense wat uitroep en sê, Here, ek is net gou besig met dit en ek is net gou besig met dit. Dalk het jy vanmôre soveel tyd om aan Jesus te spandeer nie. Dalk het jy vanmôre tyd om soos Maria hierdie babatjie groot te gemaak en dalk het jy nie tyd om net by Jesus te gaan sit en tyd aan hom te spandeer nie. Jy sien baie keer wanneer ons 'n geskenk kry, dan is ons baie opgewonde oor hierdie geskenk en ons vertroetel hierdie geskenk en ons kyk na hom en ons, man, hy slaap saam met ons in ons bed amper, of jy sit hom op jou bedkassie, of wat ook al die geval is, maar so oor tyd dan het hy skielik nie meer soveel waarde as altyd nie. En soms dan verwaarloos ons hierdie geskenk. Ek dink die kerk van die Here Jesus het baie keer so besig geraak met die dinge van die Here dat hulle die geskenk verloor het langs die pad. Hulle het so besig geraak om te doen wat hulle dink is reg, dat hulle dit wat hulle moet doen met Jesus, die tyd wat hulle met hom moet spandeer, ingeboet het. Dalk het jy iewers 'n kosbare geskenk wat op 'n stadium vir jou kosbaar was, maar omdat ander goeders plek gevat het in die plek van hierdie geskenk, weet jy dit dalk iewers in 'n kas gaan bære. Dit lê dalk iewers in 'n boks in 'n buitekamer of dalk in 'n motorhuis op 'n rak. Wanneer ons op vakansie gaan, ek onthou my pa het altyd gesê ons kan net seker hoeveelheid goede saamvat, ons was 6 kinders. Dan mag jy net 'n sekere hoeveelheid goedertjies saamvat. En dalk is daar sekere goed wat jy by die huis los, want daar is ander goed wat vir jou meer waardevol was. Dalk as jy op die vakansie gegaan het en in hierdie feestyd ingegaan het jy dalk Jesus by die huis gelos, want daar's ander goed wat vir my meer waarde het, wat moet saamgaan. Dalk was jou voertuig te vol gewees vanmôre, jou hart te vol gewees, jou gemoed te vol gewees, om plek te hê vir Jesus die grootste geskenk. En ander goeders het dalk die plek van hierdie geskenk ingeneem. But the question comes to us today, even to me while I was busy with the sermon, the question comes, do you still have the same passion you had when you first received the gift of Jesus Christ in your life? Do you still handle this gift with care? Do you still handle it with respect and caution as in the beginning when you received it? Maybe it's time on this Christmas day to just reflect on the stuff that is not really important and take up all the space in your life. Maybe we must just get rid of some of the petty things in your life that take so many space up and make space for Jesus again in our holidays, in our festive seasons on this Christmas day. Jesus roep vanmôre na u en na my, en hy sê in Openbaring 3 vers 20, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy met my. What are you doing with the gift of Jesus today? Christmas is not about all the gifts we get, not about the celebrations, not about the festive. Christmas is all about the gift of all gifts. How do you handle your gift? Jesus Christ in your life.
Is he still priority in your life? Is this gift Jesus Christ? Is he still the one that everything's about in your life? Is hy nog steeds die spoel waarom jou lewe draai vanmôre? Kan jy nog steeds in die oggend opstaan en sê, Here, ek het nie tyd om vanmôre iets anders te doen voordat ek met God gepraat het nie. Dalk sê jy vanmôre vir God, Here, ek wil net weer so 'n bietjie in my lewe vat. Ek wil net weer gou plek maak vir U in my lewe. Ek wil weer hierdie geskenk aanvaar vanmôre, opnuut as kinders van die Here, hierdie geskenk aanvaar. En hierdie geskenk teen my hart druk vanmôre, hierdie geskenk vanmôre koestering en vertroetel en sê dankie Vader vir hierdie dag, hierdie Kersdag wat ons vanmôre kan uitroep. Die grootste geskenk van alle geskenke is aan my gegee. Daar waar jy is nou in hierdie oomblik, wil jy nie vanmôre net sê, Lord, I accept this gift with everything that goes with it. Alles wat saam met dit gepaard gaan, Here, is wat ek net vanmôre vat. Wil jy nie vanmôre daar waar jy sit vanmôre en sê, Here, ek gaan weer opnuut in hierdie jaar wat voorlê, gaan ek hierdie geskenk weer vertroetel, weer na kyk, weer lief wees vir hierdie geskenk, soos wat ek altyd was, toe ek dit gekry het. Mag ons hierdie jaar ingaan, met die wete, ek het die grootste geskenk van alles. Kom ons bid saam asseblief. Vader, wat 'n voorreg vanmôre, om op hierdie Kersoggend net hierdie kort boodskap te kon bring. Dit wat in my hart kom praat het, Here, dit wat so diep in my siel met my kom gesels het, Here, toe jy met my kom gesels het, oor hierdie geskenk wat ons baie keer so verwaarloos. Vanmôre, Here, want ons as kerk van die Here Jesus net weer sê, Lord, we accept you as the gift in our lives, in our churches, in our assemblies, in our services. We want to accept you again, Lord. We just want to be cautious with you. Ons wil U weer vertroetel, Here, as die liefling van ons siele. Ek bid dat elke keer wat hierdie video kyk, Here, sal seën met 'n dubbele mate van die seëninge, dat die guns van die Here en die teenwoordigheid van God op hulle wees, op 'n bonatuurlike wyse. Ek vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, die Here seën. Ons is baie lief vir julle. God bless.